Ek het vanmôre 'n verskriklike interessante woord wat ek met julle wil deel. Wie van die pastore wat hier is, het al 'n boodskap gekry terwyl jy 'n troue hou? Daai is baie interessant. Terwyl jy sit en wag vir die bruid om nou op te daag, dan begin die Here met jou praat. Net so 'n maand terug met my gebeur, en ek het gekou aan hierdie een gekou en gesê, Here, praat met my, wanneer, waar? En die Here sê vir my, hierdie naweek. Dis waaroor dit gaan. So ek gaan hierdie woord vandag met julle deel. Dis verskriklik interessant en ek wil hê met jou gees oopmaak want die Here praat met ons. My tema is Let Us. Nou as julle my ken, julle weet ek gaan tone trap. Sorry, ek wil nou al vir jou sê, wat soek hulle daar? Trek hulle maar onder jou stoel in. Dis nodig. Laat ons by die tipe van goed uitkom. Ek hoor baie keer die ding wat gesê word, baie mense verstaan dit so, hulle sê, hoekom praat ons baie van herlewing? Dit klink of iets dood is. Ek het nuus vir jou. Ons is dood. Die kerk van God is dood. Want as hy nie was nie, waar's die wonders en tekens? Waar's herlewing? Waar's siele wat tot bekering kom, een na die ander? Waar's die mense wat vorentoe hardloop en voor die Here kom neerval? So ek is jammer om jou ego bietjie seer te maak vanmôre. Erken, ons is dood. Maar die Here het 'n woord vanmôre en ek gaan hierdie met julle deel, so kom ons begin by 'n kant af. Ek praat met julle vanmôre oor die toring van Babel. Nie die toring van Pisa nie wat so staan nie. Die toring van Babel. En hoor nou wat die Here vir julle uit gaan gee. Die eerste gedeelte kom af, op, af, links, regs, daai kant, daar is hy, ons is daar. Genesis 11 vers 1 tot 2. Die Amplified sê hy, now the whole earth spoke one language and used the same words, the same vocabulary. And as people journeyed eastward from Israel af, they found a plain in the land of Shinar, and they settled there. Nou moet julle verstaan, hierdie is na die sonvloed, na die ark, na alles wat gebeur het. Hierdie is almal afstammelinge van Noag en sy kinders. Want onthou, die ander is uitgedelg. Dis almal afstammelinge, en nou hulle sê die geskiedenisboeke sê, dis so tussen 100 en 300 jaar na die sonvloed het hierdie gebeur. Baie interessant, as 'n mens daarna kyk. Nou Shinar is in Babylon. Babylon is in Irak. Kom ons gooi nou jou hele teologie vir jou die mekaar. Dis daar tussen die Efraatrivier en die Tigrisrivier. Dis waar Shinar was. So hierdie ouens het soontoe getravel, hulle het tot daar gekom. Nou Shinar, die woordjie, ek moet dit vir julle lees, dit beteken a recurring biblical symbol or association with worldly power, idolatry and wickedness. Daar's krag in 'n naam. Dis reg, daar's krag in 'n naam. Nou ek het dit hier vir julle geskryf en ek wil vir julle dit sê. Onthou, die manne van daai tyd was nog manne. Ek dink hulle sou almal vir die bokke gespeel het. Hulle was nog manne. Onthou, Adam, ek dink hy het 930 jaar oud geword en daar was nog van die ander ou Sem, Gam en Jafet, daai klomp 600 jaar oud, so dit so 'n bietjie minder geraak. Die jare het minder geraak na die sonvloed. Tot dit op 'n punt gekom het waar die Here gesê het, as jy sterk is, jy 120 word. Nou Moses self het 120 geword. So het so 'n bietjie afgeneem, so daar het bietjie iets gebeur. Maar in die hele proses was hierdie ouens gifted. Hulle kon nog 'n paar dinge doen. Jy het nie met hulle gesukkel nie. Daar's 'n Afrikaanse gedig wat sê, gee my 'n man wat sy man kan staan. Onthou julle hom? Wat 'n gat kan slaan, toe maar. Met al daai goeters. So, ek dink is daai tyd. Hierdie ouens het oud geword. Maar hy wat? Hulle het 'n visie gehad. En kom ons lees vir julle die geskiedenis, dit is so mooi. In vers 3 sê hy, they said one to another, hierdie manne, come, let us make bricks and fire them thoroughly in a kiln to harden and strengthen them. So they used brick for stone as building material, and they used tar, bitumen and asphalt for mortar.
They said, come, let us build a city for ourselves, and the tower whose top will reach into the heavens. And let us make a famous name for ourselves, so that we will not be scattered into separate groups and be dispersed over the surface of the entire earth as the Lord instructed. Hey, hier is 'n mooi skrif. As jy mooi gaan kyk, net daai versgedeelte kan ons 'n seminaar oor aanbied. Maar daar's so baie mooi goeders wat hier inkom. Nou julle moet verstaan, kom ons begin gou by 'n kant. 'n Kiln is 'n oond, iets 'n furnace waar stene gebak word. Ek dink dit is die eerste keer in die geskiedenis waar hulle stene gemaak het. Hulle het altyd met klip gebou, maar hulle stene gemaak. Hoekom? Want hy moes mooi square, vierkantig gewees het, dat hulle kon hoog gaan. Want onthou, hulle sê hulle wil hemel toe bou. Hulle wil tot by die hemel reik. Die tweede ding is, hulle het dit gestrengthen, hulle het dit gebak, dat hy kliphard is, dat hy gaan meegee nie. Hoekom? It is for purification, but also a different thing. Dit maak dat 'n steen gelouter is, dat die materiaal wat in hom is, in mekaar gesmelt het. Nou as iets hard gebak word, kom ons vat hom na 'n mens toe, as jy hard gebak word, wat gebeur? Hierdie raak 'n klipkop, is ek reg? Hier raak 'n klinker. Ek gaan nie sê mampara nie, klinker. Die ouens in die boubedryf sal weet wat is 'n mampara, maar 'n klinker. So interessant, hierdie ouens het 'n snaakse ding wat hulle wil doen. Die teer, die taar, dit is 'n binding agent. Gewoonlik het hulle sement gebruik of so iets om mee te bou, modder, sulke dinge. Maar het hulle teer, hoekom? Want hulle wil hê hy moet hoog kan gaan. Hy moet aan mekaar bind. Wat 'n kleur is teer? Swart. Wat assosieer ons met swart? Die bose. Evil. Interessant, nee. Hy gaan verder, hy sê, to reach into the heavens. Wow. Hier kom ons by disrespect. Hier kom ons by geen vrees vir God nie. Want ons gaan 'n naam maak. Ons gaan hierdie bou. Ons wil by die Here uitkom. Ons wil, ek wonder wat sou gedoen het as hulle dit reg gekry het. As hulle nou hierdie toring opgeklim, onthou daar was nog nie huisbakke nie. So hulle is bietjie moeg. As hulle bo gekom het en hier is hulle in die hemel, wat sou hulle gedoen het? So hulle gesê, hier's ons het gearriveer. Dis wat die mense sou doen. Dis wat ons nou so daar nog doen. Sou hulle self aangekondig het. En dan die laaste deel is vir my so mooi. Waar is ons? We will not be scattered into separate groups and be dispersed over the surface of the entire earth as the Lord instructed. We will not. Rebellie. Hier is ons alweer by rebellie. Ons weet wat gebeur met die sondevloed. Dis nou 100 jaar later, hier is ons vrugtig weer daar. Hier is die mens alweer daar. Is dit nie interessant, dat die mens altyd teruggaan na die tipe van goed toe nie? Is dit dalk ons geneigtheid om te kyk of ons so naby aan sonde kan kom as moontlik? Is dit dalk ons geneigtheid? Want dit is 'n sondige natuur, want daar is 'n vyand. So hierdie ouens is op daai punt waar dit is. Nou moet julle verstaan, God het voor die vloed en na die vloed dieselfde woorde gespreek. Hy het vir Adam het gesê, en toe sê hy dit vir Noag hulle ook na die tyd. Hy sê, and God blessed Noah and his sons, and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Dis wat die Here vir hulle gegee het, opdrag. En dis waar teen hierdie ouens opstaan. Ons wil nie die aarde vul nie. Ons wil nie wegtrek nie. Ons wil by mekaar bly en huddel. Ons wil net hierso wees, ons klompie wat saambraai. Dis al wat ons wil doen. Rebellie. Dis vir my so mooi as mens daarna kyk. Nou ek wil gou net hier stop. Die Here het 'n ding in my hart geplant en ons doen dit. Ons doen dit al hoe meer. As jy 'n uitspraak kry van 'n dokter af, of iemand af wat bietjie iets weet en hy sê, julle sal nooit kan kinders hê nie. Daar's baie mense wat 'n uitspraak kry. Dan is dit teen die woord van God. Want die Here het gesê, wees vrugbaar en vermeerder. So wat doen jy nou? Jy gaan staan en sê, ek staan op die woord van God.
Daai uitspraak, maak nie saak wat die toestand is nie. Ons kanselleer dit in die naam van Jesus. En ons dwing af wat die woord van God sê. Jy sal verbaas wees hoeveel raak swanger. Want die Here werk saam. Hoekom? Want dis sy woord. Dis sy woord. Dis hoekom dit belangrik is dat ons op die woord van die Here staan. Nou ek gaan verder. Sien julle in hierdie gedeelte, as ek net kan teruggaan. Sien julle hoeveel keer is daar let us? Let us. Hoeveel keer het hulle saam gepraat? Hoeveel keer het hulle gesê, ons gaan al hierdie goeders doen. Die ding is, daar's kreatiewe krag in die mens geplant. God het jou gemaak met kreatiewe krag. Al die ander goed is gemaak met reproducing power. Ons doen dit ook, maar ons het kreatiewe krag ook gekry van God. Want raai wat, jy het ook nog jou eie wil, is ek reg? Julle het julle eie wil? Julle het al agtergekom? Hier is nie rugby nie, omdat die bokke kry het reg om die ander ouens eie wil weg te vat. Julle maak wat ons en julle doen. Dan wen ons die wedstryde. Maar hierdie het jy jou eie wil. So jy maak jou eie besluite. So, niks, hoor mooi, niks was onmoontlik vir hierdie manne van wel eer nie. Goed en sleg. Good and evil. Want die Here het vir hulle daai vermoë gegee om dit te doen. Maar dit is vir my so mooi. Nou gaan ons verder. Vers 5, ek het hom op die bord nie, maar vers 5 sê, dit het so interessant geraak nadat hulle hierdie gesê het. Hy sê hierso, the Lord himself came down to see the city and the tower they are building. Ons begeer, laat die Here in ons midde kom bly. Ons begeer dat die Here opdaag in ons diens en hy is besig om dit te doen. Maar hierdie ouens kry dit reg met die negatiewe. Net oor een rede. Hulle is in eenheid. Hulle praat dieselfde taal. Soveel so dat die Here kom kyk, hoor jy, wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan? Hoekom is hier so baie dinge besig om te gebeur op die aarde? Hoekom is daar so rumoer op die aarde? Die ding is, jy moet verstaan, die Vader, Seun en Heilige Gees het heel aan die begin ook gesê, let us create man. Hier kom die mens en sê, let us create evil. Ons gaan aan daarmee. So dis dieselfde beginsel wat hulle toepas. Onthou hierdie ouens het so klap van godsdienstigheid nog gehad. Van Noag se dae af. Onthou hulle is deur die sonvloed. So hulle het iets geweet, maar hulle het nie geleef nie. So hulle het iets onthou, maar hulle het nie geweet om dit toe te pas nie. Wie van julle besef vandag, jy kan niks van God wegsteek nie. Niks. Hy weet alles. Hy weet alles. Onthou die duiwel kan nie jou gedagtes lees nie, maar God kan. Die duiwel ken nie jou toekoms nie, maar God ken hom. Toe daarom moenie eers probeer nie. Moenie eers probeer nie, want God is in beheer. Dis hoekom ons hom aanbid. Psalm 85 sê dit so mooi. Hy sê, die wat laag buig voor die Here, gaan die seën van die Here kry. Gaan voorsiening kry, gaan alles. Ons moet bietjie laag buig. Ons sukkel om te buig. Ons sukkel om oor te gee. Want ons is in beheer. Onthou nou, ons wil 'n toring bou. Dis van so die mens werk. Vers 6 kom die Here en hy sê, and the Lord said, behold, they are one unified people. Nadat hy die plek kom inspekteer het. En hy sê, and they all have the same language. This is only the beginning of what they will do in rebellion against me. And now, no evil thing they imagine they can do will be impossible for them. Sien julle die krag van eenheid? Sien julle die krag van eenheid? Nou ons het 'n baie paar interessante goed wat ons gaan sê. Die krag van eenheid hier, negatief, het die hemel in beweging gebring. God het kom kyk, want hy het belange op hierdie aarde waar ons is. Nou, julle moet hierdie baie mooi verstaan. Adam is geskape met 'n verantwoordelikheid. Wat moes Adam doen? Hy moes die plante name gee, die diere name gee. Hy moes dit bewerk, hy moes dit bestuur. Dis sy werk gewees op aarde. Is dit kreatief? Verseker. Hy moes die name uitdink. God het nooit ingemeng nie. God het nooit oor sy skouer kom loer en gesê, hoorie, daai hippopotamus, eers is allemaal lelike naam. Dink jy nie ons kan ons 'n bietjie verander nie?
Dink jy ons 'n bietjie iets anders daar doen nie? Krokodil, ons weet sy tande is nie mooi nie, maar kan ons dit nie iets anders? Nooit. Hoekom? Want God het hom 'n opdrag gegee. Hy het vir hom 'n taak aan hom toegeëien. En God vertrou hom om die regte ding te doen. Want onthou hy's able. Hy kan nog steeds besluit ja of nee. Hy kan die hippopotamus iets anders genoem het. Maar ons gaan maar nie daar gaan nie. Jy weet, hy wil nog steeds sy eie wil gedoen het. Want hoekom? Jou eie wil is ook onder andere jou vermoë binne in jou om te kies tussen reg en verkeerd. Dis jou eie wil. Dis 'n wilsbesluit of jy die Here wil dien of nie. Dis 'n wilsbesluit of jy die regte ding doen of nie. Hierdie manne wat hierdie toring gebou het, het besluit. 'n Wilsbesluit om dit te doen. So die Here het jou so gemaak. Die Here gaan nie uithaal nie. So jy gaan nog steeds kies tussen goed en sleg. Jy gaan nog steeds kies tussen duisternis en lig. Jy gaan nog steeds kies, want dit is 'n keuse wat die Here vir jou gegee het. Maar nou kom ons kyk na die stuk. So wat het die Here gedoen? What was God's strategy here? Because they've clearly chosen evil again. Wat was die Here se aksie? Die volgende vers. Come, let us, Father, Son and Holy Spirit, go down and there confuse and mix up their language, so that they will not understand one another's speech. Dink gou by jouself. Ek is 'n prentjie mens. Ons het almal saamgewerk, almal praat dieselfde taal, almal verstaan mekaar. En die volgende oomblik begin die ou wat langs jou werk te babbel, te brabbel. En hy's adamant, jy moet nou verstaan wat hy vir jou sê. Maar jy het nie 'n cooking clue nie. Skielik jou boetie of jou sussie langs jou praat nou 'n ander taal. Dis daai ding van, wat sê jy? My wat? Dis wat ons sou doen. Want dis wat gebeur. Wat gebeur? Onmiddellik is daar groeperinge wat vorm. Ek verstaan daai ou, so kom ons gaan praat saam. Ek verstaan daai en kom ons gaan praat saam. En hier kom die Here se instruksie deur wat sê, vul die hele aarde. Want onthou, dis nie net die tuin van Eden en daar waar hulle gebly het, waar hulle moet alles na gekyk het en versorg het nie, dis die hele aarde. So dit kom in werking en dis baie mooi. Maar hier's die ding, dit gaan toe glad nie meer oor hulle visie nie. Die Here verander nie hulle visie nie. Hy verander hulle woorde. Nou gaan die pennie begin drop. Die Here verander hulle taal. Skielik praat hulle nie meer dieselfde taal nie. Skielik begin dit bietjie moeiliker gaan. Nou dis die ding. 'n Visie is veronderstel om van God af te kom. Is ek reg? Jy het al gehoor 'n Godsplan of 'n goeie plan. Jy het al daai ding gehoor. Nou 'n visie is veronderstel om van God af te kom. Hoekom? Want God het in elke mens daai vermoë ingeplant. Jy wat hier sit, het die vermoë. Hoor gou die definisie. All mankind has the ability to create something out of nothing. Acting on an inspired idea, innovative thought, originating from God himself. Given to man to further develop culture and to execute it. En dan is die crux. Daar's altyd 'n voorwaarde. Dan is die crux. In collaboration with the most skilled advisor that will always live, that will ever live. Wat doen ons? Partykeer kry jy hierdie boodskap of jy kry hierdie idee. Al is dit 'n besigheid, al is dit iets wat jy moet doen. En jy dink is uit jouself en jy begin hardloop met hom. Nou as ek kom al die wieltjies af. Maar Here, hier het nou vir my gegee. Iets vir my dan hierdie idee gegee. Die Here sê dit reg, maar jy het nie weer met my gekonsulteer nie. Jy het nie weer met my gepraat nie. Want daar is sekere dinge wat jy moes doen. So as jy met my in konsultasie was, dan sou die plan 100% gewerk het. Maar wat doen ons as mens? Ons hol in ons eie rigting. Ons vat 'n ding en ons hardloop. Ons dink ons weet alles. Is ek reg? Raak nou baie stil hier binne. Is ek reg? Ons dink ons weet alles. Ons dink ons is baie slim. Ons kan baie dinge doen. So, jy het die beste konsultant wat daar ooit sal wees. Wat die toekoms ken, wat alles ken. Maar jy weier om hom te raadpleeg. Hoe dom kan jy wees? Hoe dom kan jy wees?
So dis so hartseer, maar wat gebeur nou? Die Here het vir jou die vermoë gegee om te skep, om te create, uit niks uit nie. Net vir die mens. Nou gaan dit oor wat jy daarmee doen. Ek het daai dag onlangs 'n video gehoor het ons by Kingdom Business hanteer, waar die persoon sê, so die Here het vir my en jou in 'n thinking class gesit. Ons is die ouens wat dink. Ons is die ouens wat 'n ding konsepsioneel aan die gang kry en doen. Toe kom die sondeval. Toe kom Eva. Daksel se Eva. Dis die sondeval en alles. En wat gebeur toe? Toe word ons verskuif na die working class toe. Jy was geoormerk om thinking class te wees. Nou word jy geskuif na die working class toe. Nou moet jy in die sweet van jou aangesig, moet jy jou brood verdien. Nou raai wat gebeur nou? Nou bly ons almal daar. Ons bly nou net daar, want hoekom? Dis 'n comfort zone. Is nou maar ons lot, ons gaan nou maar aan. Terwyl die Here jou geoormerk het om thinking class te wees, om die trendsetter te wees, om die een te wees wat visionêr is, om die een te wees waarin die Here innoverende gedagtes plan. En hy wil jy met hardloop daarmee met hom konsulteer. En ons is nie altyd bereid om dit te doen nie. So hier is 'n baie groot ding. So God didn't destroy their vision, he confused the words in their mouths. Nou hoor nou hier waar gaat ons vandag. He mixed up the language, the opinions, the understanding and the ability to cooperate. Ek gaan dit weer lees. He mixed up the language, the opinions, the understanding, their ability to cooperate. Hoe werk die vyand? Hoe werk Satan? Divide and conquer. As hy eenheid kan breek, dan oorwin hy. As die bokskram, ek moet so toe gaan, as die bokskram nie in eenheid staan nie, dan lig hulle so 'n bietjie op. Maar as hulle inlock, hulle is in eenheid. Hulle werk saam as 'n unit, dan werk dit. Dan is hulle gevrees, reg oor die wêreld. Dis dieselfde ding, want dit gaan oor eenheid. So hier's die probleem. Hoekom? Hoekom het God hulle tale verwar? Ons gaan nou daarby kom, ons gaan vir julle mooi antwoord. Hier's twee fasette wat julle baie mooi moet verstaan. Die mense wat nou hierdie toring wou bou, wat gesê het, ons sal dit, ons sal dit, ons sal dit, ons sal dit. Is hulle geestelik ingestel gewees of intellektueel? Intellektueel. Wat verwag die Here van ons? Om geestelik ingestel te wees, ek reg? Kan julle verstaan om intellektueel, met jou eie vermoëns, met jou verstand, dinge te probeer uitwerk en uit te sorteer, en ek sal self. Daar's 'n groot beperking daarop, is ek reg? Maar geestelik is daar geen beperking. Want die Here weet alles en jy's in sinkronisasie met hom. So hier's 'n groot veld, intellektueel teenoor geestelik. Jou vlees is beperk, maar jou gees is onbeperk. So, ek vra jy, so what is the most important part of this whole exercise? Not unity in vision, but unity in communicating, in your words, clarity, your vocabulary, in speaking the same language, making the same declarations, making the same decrees. Ek gaan verder. Unity in being like-minded, driven by the Spirit of God, with the same focus, with the same passion for a lost and dying world. Ek gaan net gou daar stop. Herlewing gaan nie oor ons nie. Herlewing gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor 'n stuk in 'n wêreld daar buite. Ek en jy is medewerkers in herlewing. Herlewing is nie om hierso 'n lekker tyd in die Here te hê nie, dis deel daarvan. Dis 'n voorreg, maar dit gaan oor siele. Dit gaan oor 'n wêreld wat verlore gaan. Dit gaan oor die koms van die Here wat so naby is. Daar's nie meer tyd vir nonsens nie. En daarom moet ons saamwerk. En as mense in dieselfde rigting praat, ons begin in dieselfde rigting kyk, dan gebeur dinge. Dan kom dinge bymekaar uit. Daar's twee spreekwoorde in Afrikaans. Die een sê, om uit twee monde te praat, en die ander een sê, om uit dieselfde mond te praat. Nou ek maak 'n stelling en ek sê, dis ons probleem. Ons praat uit twee monde. Hoor vir my, en ek trap nou lelik op tone, ek dink ek trap nou al op knieë.
Baie van ons sê by die kerk 'n ding, maar by die huis 'n ander ding. Ja, pastoor, ons stem saam. Yes. By die huis, ek dink hy het dit verloor. Ek glo nie, hy's lekker nie. Dis oneenigheid, is ek reg. Dis dieselfde woorde, of sal ek sê woorde, maar uit twee verskillende monde. As ons uit een mond uit praat, bring dit eenheid. As ons sê, ons gaan die Here dien met alles wat ons het, en ons gaan by die huis en ons doen dit. Ons soek die Here, ons druk in, ons gaan in ons gebedstyd en ons druk regtig in en ons praat saam en waar ons beweeg, ons weier om die negatiewe goed te sê. Ons weier om te sê, ja, het nou weer 'n vliegtuig geland met soveel Gaza ouens. So wat, bring hulle, die herlewing kom. Het jy al gesien hoe gaan hulle rondspring as die gees van die Here hulle gryp? Jy weet so, dit is maklik om saam te praat, maar is dit nie uit twee monde nie? Veroorsaak dit nie dat hy uit twee monde praat? Ja, maar pastoor, daar is 'n realiteit, ek weet. Die duiwel het ook daarin gebruik teen die Here, het vir hom gesê, daar staan geskrywe. Toe sê die Here vir hom, maar daar staan ook geskrywe. Daar's 'n hoër waarheid. So ek wil jou aanmoedig vandag, kom by 'n plek wat ons uit dieselfde mond uitpraat. Ek hol myself nou hier lelik vooruit. So die confusion begin binne in jouself. Nou kom ons trek om vir julle 'n mooi idee. Julle almal ken die skrif. Handelinge 2 vers 1 in die goeie Afrikaans. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendragtig by mekaar. Daar was 'n hele klomp daarbo. Baie van hulle het gemove. Maar die wat oorgebly was eendragtig by mekaar. Nou eendragtig beteken, they do it together or at the same time because they agree about what should be done. In agreement, in unity, all together, all on the same page. Ek het vir julle gesê, wat is die krag van eenheid, al is dit evil? Jy bring die hemel in beweging. Dink bietjie as mense in eenheid staan, regtig, ons praat uit een mond, dieselfde taal, wat gaan gebeur? Dan kom die hemel in beweging, raai wat? Die oomblik as ons dit doen, kan ons perfek in lyn kom met wat in die troonkamers van God gepraat word. Nou raak dit heeltemal 'n ander eenheid. Nou sit 'n ander dimensie. Nou die vraag was hoekom het God hierdie ouens se tale verwar? Paar redes. Om hulle teen hulle self te beskerm, want trots en hoogmoed het klaar begin deurkom, is ek reg? Tweede ding is, om sy woord uit te voer, hulle ongehoorsaamheid weg te neem en sê, versprei oor hierdie aarde, om hulle gemaksones bietjie te skud. Ek glo my hele hart, en dit is hartseer om dit te sê, en dit is hartseer om dit op so 'n manier te sê. Ons gaan 'n tyd in nou, wat mense se bome geskit gaan word. Dit gaan so 'n bietjie gerattel word. Die vrug wat nie goed is nie, gaan val. Die goeie vrug gaan bly. Ons is in 'n geestelike stryd, onthou dit. So hier kom baie dinge. So, dit gaan oor rebellie, om my gemaksone 'n bietjie te skud. Ek wil nie trek nie. Ek wil nie doen wat die Here vir my gesê het nie. Nee. Ek is my eie baas. Ek gaan my eie naam maak. As ek daarbo kom, gaan ek sê, hoe is dit, Here? Dit is baie hartseer. Dan die ander ene, om al die jy-seiers en al die saampraters uit te skakel. Hoekom sê ek dit? Want as ons in een huddle is, in een groepie, dan is daar vreeslik baie ouens wat ambisie het. En die ambisie is, ek wil net inbly by die hoofde van hierdie groep. Ek sal enigiets doen. Ek sal enigiets sê. Ek sal my siel verkoop. Net om in te wees. Mens noem dit 'n jy-seier. Mens noem dit iemand wat in alles wat jy sê net sê ja, is reg. Daar's geen ruggraat nie, daar's geen sê nie, daar's geen eie oortuiging nie. Nou hoekom sal die Here dit wou doen? Want hy wil eie gewin, wil hy vernietig het. Julle almal ken die skrif, Spreuke 15 in die New Living Translation, sê hy, plans go wrong for lack of advice. Many advisors bring success. Ek waarsku jou vandag, as jy jouself omring met ouens wat net jou taal praat, beperk jouself. Gaan praat met enige persoon wat in bestuur was,
wat al die tipe van goed gedoen het. Jy wil juis mense om jou hê wat verskillende uiteenlopende invalshoeke het. Want dit is 'n raadgewer. Ek kan vir jou sê, dit werk so. Oppas vir dit, kyk na ander goeters. Dis eintlik waar die krag in 'n span lê. So, wat sê ek vir julle? Ons almal verskil. Ons almal hierso gaan nie dieselfde woordjies praat die hele tyd nie. Ons gaan nie. Maar ons kan in eenheid staan as ons 'n besluit neem om te sê, dis wat ons verklaar in die Gees. Dis waaroor dit moet gaan. Dan kom daar baie krag en baie sterkte deur. Weet jy, as hierdie goed nie gebeur het, as ons sê, hoekom het God hulle taal verwar? As dit nie gebeur het nie, het ek en jy nog in Irak gebly. Het jy al daaraan gedink? Want jou voorvaders en ouens nie ver getrek nie. Want ons het dieselfde taal gepraat. Dan ons dalk daar tussen die sand en die goedjies gewees. Maar die Here het 'n plan, want ons het versprei oor die wêreld, want hy het gesê, reg oor die lengte en breedte van hierdie wêreld sal sy heerlikheid wees. Word God onverhoeds betrap? Never. Was hierdie wat hulle gedoen het vir hom nuus? Nee, hy het mos geweet dit kom. Daarom het God 'n plan. God het altyd 'n plan en hierdie is vir my mooi en ek gaan dit vandag vir julle wil mooi demonstreer. God het gekom, het hulle taal verwar. So dit nie dieselfde gepraat nie. Verskillende opinies, verskillende dinge, daai groeperinge, dis wat ons nou weet. Wat doen die Here? Hy bring 'n gemeenskaplike taal terug vir sy kinders. Doping met die Gees van God. Ek en jy kan in eenheid in ons taal praat en is in perfekte harmonie met die Gees van God. Die Here kom en hy bring die eenheid terug. Hoekom? Ek het julle laas gesê, die hele skepping gaan oor my en jou. Alles gaan oor my en jou, want die Here wil ons by hom hê. Hy sê God wat vriendskap wil hê, wat saam met ons wil wees. Daarom het hy alles gedoen. Nou gee hy vir jou doping met die Heilige Gees, spreuke in tale, laat jy 'n enkel taal het, wat ons in lyn bring met dit wat die Here wil doen. Die letas van die vyande word nou die Heilige Gees en ons. Nou word dit kragtig, as ek reg. Nou val ons in lyn met wat die Here wil doen. Hy is ons oortuiger. Die Gees van die Here is ons raadsman, hy is ons redder, hy is ons verlosser, hy is ons aanvoerder, hy is ons leidsman vir die visie wat hy binne in jou geplant het. Ons kan dit mis. Hierdie visie gaan met verhouding, hy werk met verhouding. Die Here vat ons van Babel af na die oppersaal toe. Hy vat ons van Babel af waar ons geskatter raak. Hele mensdom geskatter raak reg oor die wêreld. En hy bring ons in die oppersaal bymekaar eendragtig. En hy sê, hier's my wil. Hier's waartoe ons gaan. So ek wil jy moet by my bly hierso vandag. Jy hoef nie, en hier's die groot ding. Ons gaan eers gou terug. Jy hoef nie fisies op te klim na die Here toe nie. Is ek reg? Want dis intellektueel. God is tussen ons. Die Gees van die Here is met ons. Sy gemanifesteerde teenwoordigheid is saam met ons. Daarom hoef ons nie daai moeite te doen nie. Dis ons eie plan wat nie gaan werk nie. Jy gaan al jou kapitaal gebruik. Jy gaan dit dalk nie reg kry nie. Ek het bietjie gaan kyk, maar ek wil nie te diep delf nie. Ek weet nie of hulle ooit die toring van Babel regtig gekry het nie. Die ouens stry en beklei en als. Hulle weet nie wat het oorgebly nie. Ek weet nie hoe groot het hulle opgegaan nie. Ons weet nie hoe hoog het hulle gekom nie. Dit is irrelevant. Die feit van die saak is, dit het nie bly staan nie. Maar dit is 'n geestelike ding wat moet bly staan. So die Here wil hê, ons moet by hom uitkom. Weet hy is tussen ons. Dis 'n geestelike ding, en raai wat? Uit daai skrifgedeelte, en uit die geskiedenis van die woord, het ek 'n groot openbaring om vir julle te maak vanmôre. Die Here se geaardheid is om af te kom na ons toe. Sy geaardheid is om jou te ontmoet, hier op die grondvlak. Dit gaan oor verhouding. Hy wil hê jy moet in verhouding met hom staan. Jy kan baie slim wees. Jy kan baie slim wees in jouself, maar dit gaan oor daai verhouding wat belangrik is. Kyk hierdie skrifgedeelte.
Again, I say to you that if two believers on earth agree, that is, are of one mind in harmony about anything that they ask within the will of God, it will be done for them by my Father in heaven. Jesus in die woord. Hy gaan aan, for where 2 or 3 are gathered in my name, meeting together as my followers, I am there among them. Die Here is met ons. Ons is kinders van God. Maar praat ons dieselfde taal? Praat ons dieselfde woorde? Of verskil ons taal? Praat ons uit 2 monde? Praat ons uit 1 mond? Daar's krag in 1 mond. Daar's krag as ons uit 1 mond praat. En dis die oproep vanmôre vir elkeen van julle. Spreuke 18 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Ons besef dit nie. Hoekom? Want daar skepingskrag in jou. Jy kan lewe skep, maar jy kan ook dood skep. Jy kan dit doen wat die Here het vir jou in jou vermoë gegee. Ons soek God se hand in beweging. Ons soek sy gemanifesteerde teenwoordigheid. Ons soek herlewing. Soos jy gesê, dis nie vir onsself nie, dis vir die wêreld. Daarom skuif jou ding. Ek vra vanmôre vir jou, Shalom, familie in Shalom, gesin, besigheid in Shalom. Soek jy die hand van die Here in beweging? Soek jy dit? Soek jy dit met alles wat jou het? Soek jy dit, dat die Here in en deur jou kan werk? Die geheim is, wat kom uit jou mond uit? Dis die geheim. Wat kom uit jou mond uit? Dis die hele geheim. Die let as, word dan, ons praat dieselfde mond, dieselfde taal, dieselfde fokus in eenheid. Daarom is dit belangrik, haal jou opinie uit jou gedagtes uit. Hou jou opinie vir jouself. Kom ons spreek woord. Spreek die woord van die Here. Sover ek weet is ons medewerkers van God. Hierdie tyd waarin ons leef. Ek wil aan die Here se kant wees. Want ek het die laaste hoofstuk gelees, ek dink julle ook. Julle weet wat gebeur. So daarom, kom in eenheid met dit wat die Here wil doen. Anders as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy oor die hele aarde gejaag word, versprei word, uitmekaar gedryf word. Ongelukkig, want dis wat die woord van die Here sê. Dis die mooiste skrif, wat ek vandag by jou wil los. As ek alles wat ek gesê het, as jy alles vergeet, onthou hierdie skrif. Onthou hom vandag, want hierdie gaan jou lewe verander. 1 Korintiërs 1 vers 10 in die Amplified. But I urge you believers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in full agreement in what you say, and that there be no divisions or factions among you, but that you be perfectly united in the way of thinking and in your judgment about matters of faith. Geestelik. Wees in agreement. As jy chaos wil sien, dan praat jy met mense oor die eindtyd. Dan hoor jy wat glo mense. Dan glo jy wat hang daar buite rond. Daar's nou 'n leerstelling wat rondgaan, ek het dit uit 3 verskillende monde gehoor. Dat ons is nie die bruid van Christus nie. Die nuwe Jerusalem is Christus se bruid. Nou volgens wat ek weet, trou Jesus nie met 'n gebou nie. Maar dis wat nou geleer word. Hoekom? Want daar's misleiding. Die woord waarsku ons van die misleiding in die laaste dag. Ons moet in eenheid kom. Ons moet saam staan. Jy kan net in eenheid kom as jy die gees van God hoor. As jy die gees van God in verhouding is. So die let as in jou lewe moet wees, ek en die Heilige Gees. Dis al hoe jy besluite kan neem. Dis al hoe jy vandag kan weet dat jy in lyn is met God se woord. Nie jou eie maniertjies nie. Nie jou eie slimheid nie. Nie hierdie delting box nie. Jy moet met die gees van die Here kan hoor. Jy moet jou ingesteldheid verander. Dit is so mooi, hy sê hy het hulle vocabulary gechange. Jy moet jou eie woordeskat verander. Dit klink soos positive thinking, maar hoor nou vir my. Kry woorde uit soos kan nie. Kry woorde uit soos wil nie. Kry woorde uit soos ek twyfel, ek wonder. Kry dit uit. Praat woord wat sê geloof. Ek staan op die woord van die Here. Ek gaan hom vasgryp in alles wat hy doen in my lewe. Want dan gaan ons sy hand in beweging sien. Verander jou woordeskat, so gou as wat jy kan. Sit 'n wag voor jou mond. Sit 'n wag voor jou mond.
Want wat hier uitkom, is of lewe, of dood. Daar's nie grys nie. Dis of die een, of die ander een. Moenie kom met jou eie slim plannetjies nie. Moenie kom met jou eie strategiekies nie. Ja, maar dis so naaste by, soos wat die Here dit sou wou gehad het, so hy gaan dit seën. Nee. Jy is veronderstel om jou kreatiewe denke by die Vader te kry, en dan met hom saam te werk, om dit te ontwikkel, om dit beter te maak. Hy gaan nie oor jou skouer loer nie, maar hy gaan so nou dan sien, jy raak die pad byste. En voor jy jouself kan jou oë uitvee, dan jou treintjie ontspoor. En raai wat? Dan is dit sy skuld. Dan is dit die Here se skuld. Nee, is jou skuld. Is jou skuld, is jou eie wil, is jou eie wilsbesluite. Spreek die woord van die Here. Because He's given you the ability to create through your vision inside of you. Ek gaan afsluit vanmôre. Ons het 'n awesome woord gekry van die Here gister, by Power Hour, julle moet dit nie mis nie. Ons het 'n awesome woord gekry, waar die Here in soveel woorde sê, en hierdie is, ek gaan dit vanoggend herhaal vir julle, want dit is vir iemand hierso, hoor mooi. Die Here sê, deur sy woord gister, hy sê, ek noem julle my kinders. Kyk die Vader hart, ek noem julle my kinders. Hy het ons aangeneem as sy kinders. Hy wil 'n verhouding met ons hê. En dan gaan hy aan, dan sê hy, tree dan op soos my kinders. Wow. Ek noem jou my kind, maar tree dan op soos my kind. Jy kan nie net vat wat jy wil hê nie. Jy kan net al die perks wil hê en niks wil doen nie. Dit werk nie so nie. Tree op soos een van my kinders. En ek dink dit is wat die Here vanmôre in ons midde wil plaas. Ek wil jou vandag vra. Ons gaan hierdie diens nou afsluit en ek wil julle vra vandag. Gaan sit bietjie. Sê Here, wat gaan ek verander in my woorde? Wat gaan ek in my taal verander? Wat gaan ek verander in my aksies? Ek preek vir myself vanmôre verskriklik, julle verstaan nie. Wat gaan ek verander in my ingesteldheid? Julle ken my. Ek is omtrent elke week by Binnelandse Sake met al die troues wat ons doen. So, as ek so te ry, dan sê ek al vir myself, dan gaan ek seker weer 3 ure sit in die ry. Nou spreek ek dit oor myself. Hoe dom kan jy wees, hè? Maar as jy op pad is soontoe, begin al sê, ek het guns, die Here gaan vir my guns gee, die Here gaan deure oopmaak, verander jou woorde, en kyk hoe kom die Here jou tegemoet. Ek wil jou uitdaag vanmôre. Ek vir jou sê, luister, moenie soos hierdie ouens probeer torings bou in jou eie wil en jou eie sienswyse om by die Here uit te kom nie. Die Here is klaar met jou. Die Here het klaar gemeenskap met jou. En hy het die planne vir jou gegee, so jy moet dit net vat en jy moet daarmee loop. Jy moet daarmee aangaan. Is dit reg met julle? Ek gaan vra dat ons almal gaan opstaan en ons gaan saam bid vanmôre en ek wil regtig hier daar waar jy staan. Maak dit vir jou uit in jou hart. Dit wat die Here wil doen, en dit wat die Here deur hierdie woord vanmôre vir jou gesê het. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus. Here, ek bring elkeen van hierdie mense na U toe vanmôre. Here, ons is almal skuldig. Vader, ons almal maak hierdie foute. Ons twyfel so maklik. Here, ons praat so maklik saam. Vader, ons kom baie keer op 'n plek waar ons sê, Here, hoe gaan dit gebeur en hoe gaan dit? Ons hoef nie te verstaan nie. Here, ons moet net glo. U sê in die woord, hy wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Hy wat geestelik is, geestelike dinge. En hy wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Here, dis die woord. En daarom wil ons skuif. Ons wil vanmôre sê, Here, ons onderwerp onsself, ons onderwerp hierdie sielsdimensie van ons. Ons kom in lyn met die woord. Ons wil hê ons geesmens moet in beheer kom. Laat ons die taal het wat U vir ons gegee het, die gemeenskaplike taal, weer sal begin gebruik. Want dis wanneer U met ons kommunikeer. Dis wanneer die geheime deurkom. Dis waar die instruksies deurkom. En Here, ons wil dit volg met alles wat ons het. Ek bid vir elke persoon in hierdie plek. Here, dat julle lewens sal verander. Dat julle uitkyk sal verander. Dat hulle sal weet, U is in beheer en dis al wat saak maak. Here, ons wil in eenheid staan voor U. Ons wil uit een mond uitpraat. Want die oomblik as dit gebeur, dan stuur jy herlewing. Ek gee al die eer daarvoor. Ons sê so baie keer, herlewing begin by jouself.
Ja, maar kom in eenheid. Kom in eenheid. En dankie Here dat ons deel kan wees van die eindtydplan vir dit wat U wil doen. Ons gee U vandag al die ere daarvoor in die naam van Jesus. En ons loof U en ons prys U naam. Amen.